Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks Christus in ons, die hoop op heerlikheid. En ons het gister gesels oor ewige lewe en dat Jesus ons in Johannes 17:3 leer dat ewige lewe is om hom en God te ken. En hierdie kennis is nie net kopkennis van 'n klomp verse nie. Dit gaan nie oor hoeveel verse jy kan aanhaal sonder om na die Bybel te kyk nie. En dit gaan ook nie oor hoe gereeld jy kerk toe gaan en of jy op die feeskomitee dien en of jy op die kerk se intersessiespan dien nie. Hierdie is alles goeie dinge om by betrokke te wees. Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, maar jy kan nie hierdie aktiwiteite doen om hom te ken nie. Jy doen dit want jy ken hom. Uit jou verhouding uit met hom raak jy betrokke in sy liggaam. Maar om hom te ken is persoonlik. En daarom is hy in jou. Dis een van die bewyse dat hy wil hê jy moet hom ken. En dat hy jou wil ken deur persoonlike gesprekke en ervarings en fellowship saam. Jy moet hom vir jouself ervaar om hom persoonlik te leer ken. Ek kan jou van my ervarings met hom vertel, maar dit gaan nie jou intieme ken van hom help nie. Wel, miskien 'n bietjie, dit mag jou dalk motiveer om hom ook so te ken, maar om op 'n plek te kom waar jy kan sê, ek ken hom, sal jy hom vir jouself moet ervaar. Maar hier wil ek ook dit sê, moenie na my of enigiemand anders kyk as jou voorbeeld nie. Ons het hierdie in episode 7 bespreek, in alles in ons lewens, moet ons na Jesus kyk as ons voorbeeld. As ons wil weet wat is ons identiteit, of wat is beskikbaar, of wat is moontlik, moet ons na Jesus kyk. Hy is ons rolmodel en hy is die eerstgeborene van ons almal wat wedergebore is. Maar vir vandag wil ek net saam met jou na 'n paar verse kyk wat vir ons keer op keer daarop wys presies hoe graag Vader en Jesus met ons een wil wees. En ek gaan veral fokus op Jesus se laaste aand, net voordat hy gekruisig is en die gesprekke wat hy met sy disippels gehad het. En ek wil spesifiek vir jou wys dat ons strewe is nie om een te word met Jesus nie, dit is reeds gedoen. Ons is dit reeds. Waar ons moet streef is net om vanuit hierdie eenheid te leef. Om na Jesus te kyk en in plaas van om verskonings uit te dink hoekom ons nie die verhouding en intimiteit met God kan hê as wat hy gehad het nie, eerder na hom te kyk en vir onsself te sê, dit is moontlik, want wat in hom is, vloei deur my. Kom ons begin kyk in Johannes 14 vers 20. Onthou hierdie is die laaste aand. Jesus sit met sy disippels om die tafel en hy deel met hulle die mees amazingste dieptes van sy hart, maar ook die Vader se hart. Kyk wat staan hier in vers 20. In die dag, en wat 'n dag is hierdie na Jesus se opstanding wanneer hulle wedergebore is. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Probeer hierdie prentjie skets in jou verbeelding. Jesus in die Vader en ons in Jesus, so ons is binne in Jesus en Jesus is in die Vader en binne in hierdie amazing eenheid is Jesus op sy beurt weer binne in ons. Ek weet dis heeltemal te veel vir my brein om te begryp, behalwe dat ek weet, hier's 'n mind-blowing eenheid wat hy vir ons skets en is reeds 'n werklikheid. Jy hoef nie eers vir 16 dae te vas en 'n leeu se kiestande te gaan trek nie. God het hierdie beskikbaar gemaak deur Jesus se offer. Dis geskenk aan my en jou. Dis myne en joune om in te leef. Nou. En asof dit nie genoeg is nie, lees vers 23. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Jy gaan nie by Jesus woning maak nie. Nee, hy en die Vader het na my en jou toe gekom en by ons woning kom maak. En dit net omdat ons lief is vir sy woord. In hoofstuk 15 vers 5 sê Jesus, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Man, hierdie bly vir my so mooi. Jesus sê, hy is die boomstam, ek en jy is die takke. En as ons as takke net sal vasbly aan hom, sal ons baie vrugte dra. Hoekom sal ons baie vrugte dra?
as gevolg van die eenheid met hom. Terwyl ons in hom is, vloei alles wat in hom is deur ons, en dit wat van hom af deur ons vloei, veroorsaak baie vrugte. Geliefde, kom jy agter hoekom is daar vrugte? Nie omdat die tak oulik is of hard probeer nie, nie omdat die tak op sy tande kners nie, nee, dis die stam wat awesome is, maar saam maak die stam en die takke die boom. Omdat die takke deel van die boom is alles wat in die boom is in die takke, en die natuurlike gevolg is baie vrugte. Die tak moet net die koneksie met die boom behou, dis al. Ek en jy moet net ons koneksie, ons eenheid, ons verhouding, ons fokus met Jesus koester. Die vrug sal van self produseer vanuit hierdie eenheid. Jy kan nie op hom en sy woord gefokus wees en die wêreldse vrugte dra nie. Dis onmoontlik. Luister na hierdie stelling wat Jesus in vers 9 maak. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Het jy al ooit in jou lewe daaraan probeer dink hoeveel Abba Vader vir Jesus lief het? Ek dink dit moet net absoluut kabog wees. Ek dink nie daar's grense aan sy liefde vir Jesus nie. Ek probeer indink hoe lief ek my eie dogters het, en dan moet ek dit met duisende vermenigvuldig, en dan sal ek nog steeds by die verkeerde antwoord uitkom. Maar, nou sê Jesus hier, hy het ons ook net so lief. Soveel soos die Vader hom lief het, en net so dat ons nie verward raak nie, is dit voor of na ons enigiets verdien het wat hy ons so lief het? Geliefde, lang voor ons 'n vinger verroer het Jesus ons lief soos die Vader hom lief het. Geliefde, ons is uit tyd uit vir vandag, en as die Here wil, dan kyk ons môre na hoofstuk 17 oor hierdie liefde en hierdie eenheid. Maar kom jy agter dat hier 2 goue drade is wat reg deur hierdie gesprekke vloei. Eenheid en liefde. Liefde en eenheid. Soos die Vader vir Jesus lief het hy ons lief en is ons in Jesus, maar hy is ook in ons, en wat in hom is in ons en vloei deur ons. Wie hy is in ons. Ek en jy die absolute volle vermoë om hom te ken. Ons kan hom hoor, ons kan hom ervaar, ons kan hom beleef, ons kan met hom gesprekke hê, ons kan hom ken, want hy is met sy volheid in ons, en ons leef met ons alles in hom. En dit is en bly ons hoop, Christus in ons. Ons kan hom ken. Ons kan hom ken. Ons kan hom beleef. Ons kan hom vir onsself ervaar. Ons kan hom vir onsself proe. Want hy is in ons en hy vloei deur ons. Here Jesus, dankie vir hierdie waarheid, dankie vir hierdie werklikheid. Help ons om dit te beleef in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord en ken hom. Shalom.